Goeiedag en baie welkom by Jesus Christus, leef in jou. My naam is Paul Stander en ek hou daarvan om hier op Kruiskyk saam met julle te kuier en die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus te deel. Ek noem dit altyd, ek sê vir mense goeie nuus, want as jy hierdie boodskap hoor en dit is nie goeie nuus nie, dan moet 'n mens gaan wonder, maar daar moet ietsie verkeerd wees, want onthou toe Jesus gebore was, het die engele aangekondig die goeie nuus van 'n saligmaker wat gebore gaan word. En wat dit so wonderlik maak is, as 'n mens deel raak van daardie verlossing wat hy gebring het. In ander woorde, as dit nie net vir jou teorie is, waar jy geleer het van Jesus of gehoor het van hom of in 'n sonnaskool was en gekatiseer het, of wat so lekker is as jy hom regtig leer ken. As jy besef daar is soveel meer as wat ons tradisioneel geleer het. En vandag wil ek met julle praat oor sonde. En ek noem die titel van hierdie boodskap, die prys vir sonde is betaal. Ek weet nie van jou nie, maar toe ek groot geword het, het ek geweldig gesukkel met die vryheid wat Christus ons bied. En die probleem was nie, ek dink so seer in myself nie, die probleem was die informasie wat ons daaroor ontvang het. Ek het net voor ek nou met hierdie boodskap begin, met iemand gesels, en toe noem ek van, toe ons kinders was, hoe ons so Christelik groot geword het, en deel van die jeugaksie was, en jeugdienste gehou het, en dit was so wonderlik, en dan toe ons saterdagaande kerk toe gegaan, saam met die jong mense, vry, lekker gesing en so aan, en dan sonnagoggende die eredienste, en dan word dit vir jou vertel, maar hoe goed God is, en so aan, en dan het daai sondagaande dienste gekom, die evangelisasiedienste, dan is daar vir my gepreek, wit warm, en die preke was ongelukkig oor van so aard dat dit 'n mens die heeltyd skuldig laat voel het. Ek noem vir die persoon dat dit is soos 'n wipplank, jy was op en af. Eendag was ek in die hemel, die volgende dag was ek in die dal van doodskade weer. En daai goeie nuus, daai vryheid, het lank in my lewe ontbreek. En daar was 'n tyd wat ek heeltemal weggestap het van die evangelie, omdat dit nie vir my absolute werklikheid was nie. Maar toe ek hierdie waarheid ontdek, toe ek begin ontdek dat Jesus Christus leef, het alles verander. Nie dat hy leef nie, maar die stappie verder, dat hy in my leef. Dit het my verstand laat, dit is soos Engels wil sê, dis mind-boggling, om te dink dat God Jesus gebruik het en deur daai woord, die hemel, die aarde en alles daarin geskape het. En daardie selfde Jesus, dink net wie hy is en wat hy was. Hy kom aarde toe, hy neem die vorm van 'n mens aan, om vir ons te kom wys wat dit beteken om nie verlore te wees nie. Ons weet mos van Adam hoe alles verkeerd gegaan het, en hulle geval het, en waar hy die heerlikheid verloor het. Met ander woorde, toe God ons gemaak het, het hy ons na sy beeld en gelykenis geskape. En wat Adam gedoen het is, hy daai beeld en gelykenis, hy het dit verloor. Die Bybel leer ons in Romeine 3:23, dat almal het gesondig en dit ontbreek aan die heerlikheid van God. Dit beteken daai eenheid, daai verhouding, daai pa-seun verhouding, wat Jesus vir ons kom wys het, tussen die Vader en die Seun. Baie van ons, op daai stadium in my lewe, het ek nog nie beleef nie. Maar toe ek hierdie evangelie regtig begin verstaan, het dit my absoluut vrygemaak. En ek wil so graag hê dat elke mens die volheid, daarvan sal besef.
Nou ek wil vir jou begin deur vir julle Kolossense 2 vers 13 te lees. Dit sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy lewendig gemaak. Nou, dink byvoorbeeld in hierdie konteks, as jy iemand vat wat fisies doodgaan, hy lê daarso, dis soos 'n lijk, daar's geen asem in hom nie, hy kan absoluut niks doen nie. Met ander woorde, hy is heeltemal dood. Letterlik dood, fisies. En nou die Bybel gebruik daai voorbeeld om te sê dat ons dood was. Nou, as jy in daai konteks dink, as jy dood is, hoe kan jy by God uitkom? Jy's dan dood, jy's heeltemal van hom geskei. En dit is wat hierdie evangelie so wonderlik maak. Onthou, daai sonde het 'n totale skeiding tussen ons en God gebring. Die beeld, ons gelykenis, ons identiteit is van ons beroof. Romeine 6:23 sê mos, die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Met ander woorde, hy het ons vry kom maak. Nou, in die Ou Testament, as ons na die geskiedenis kyk, daar was altyd 'n tempel vir tabernakel en daar was 'n offer wat 'n priester in 'n heiligdom moes ingaan, die allerheiligste deel van die tempel. Hy moes hom voor die tyd gereinig het en dan het hy hulle 'n paaslam geslag en dan was daai bloed ingevat en die hoofpriester het dan vir die sonde van die volk ingetree. Maar daai bloed kon nooit die oorsaak van sonde of die sonde regtig verwyder nie. Dit kon dit nie wegneem nie. Die Bybel sê dit het dit bedek. Met ander woorde, die sonde was bedek, maar die mense se gewete, hoe hulle gedink het oor sonde, kon dit nie verander het nie. Paulus leer ons in die Nuwe Testament dat die wet wat vir ons veronderstel was om ons vry te maak, het hom eintlik gelei om nog meer goed verkeerd te doen. Ander woorde, as jy die heeltyd gefokus word of gesê word wat jy nie mag doen nie, dan word daai woorde van wat jy nie mag doen nie. Die natuur van 'n mens is om te rebelleer en dan wil jy baie keer dit wel doen. Maar wat so wonderlik is dat Jesus, die bloed wat hy gebring het, was sy eie bloed. In ander woorde, hy is die lam van God, wat geslag is vir die sonde van die wêreld, en hy het toe met sy eie bloed na die Vader toe gegaan en vir ons versoening gemaak. 2 Korintiërs 5 sê so mooi dat hy wat geen sonde geken het nie, is sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Nou, God se ingryping is baie anders. Met ander woorde, God het ons nie kom red nie, ons het hom nie kom soek nie. Hy het ons kom soek en hy het ons gevind. Kom ek lees weer vir julle Kolossense 2 vers 13, maar bietjie meer van daai skrif. Julle wat dood was deur die misdade en die onbesnydenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak. Hoor hoe hy dit gedoen, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge bestaan het, en ons vyandig was, het hy uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naal. God het in ons donkerte ingekom, en hy het die prys vir sonde betaal. Nou, kan jy sien die Bybel praat van 'n skuldbrief? So daar was iets wat ons skuldig gemaak het. Almal het gesondig en ons almal verdien die dood. Maar Efesiërs 2 vers 4, luister nou, God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, luister nou mooi, ook toe ons dood was deur misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered,
en opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Gaan jy sien wat Jesus gedoen het? Ek wil dit amper so stel, jy's nog gered voordat jy dit besef. Want toe Jesus sterf, toe sterf hy vir die sonde van die wêreld. Met ander woorde, hy het 'n ewige verlossing gebring. Die Bybel sê so mooi in Jesaja 55, dat my woord wat uit my mond uitgaan, sal nie ledig na my toe terugkeer nie. En wat het gebeur? God het sy woord, Jesus Christus, na die aarde toe gestuur, en Romeine 3 sê ons nou, vers 17, dat God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So daar is 'n verlossing, daar is vrymaking, wat vir elke mens beskikbaar is. En ons gelukkig, ons hoef nie daarvoor te werk nie, ons moet net glo dat dit gedoen is. Jy kan 'n voorbeeld vat, as jy op 'n wit bord skryf, en jy gaan skryf met die kruit, alles wat jy in jou lewe al verkeerd gedoen het. En hier kom iemand en hulle sê maar, Jesus het die prys vir jou sonde betaal, en dan vat hy daai bord uitveer, en hy vee alles uit, heeltemal. Dan bestaan daar mos niks meer nie. So met ander woorde, die skuldbrief, die brief wat jou skuldig gemaak het, die aanklag teen ons. Dit is wat vir my so wonderlik van hierdie evangelie is. Die Bybel sê, daai brief is aan die kruis vasgenaal. Met ander woorde, alles wat ek verkeerd gedoen het, wat jy verkeerd gedoen het, wat elke persoon verkeerd gedoen het, was aan daai kruis vasgenaal. Die offer wat Jesus gebring het, was voldoende vir elke sonde wat daar is, wat daar bestaan. Hoor wat sê Psalm 103, vers 12, so ver as wat die ooste van die weste al verwyder is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Ek hou van die beginsel van oos na wes. Dit kom nooit, die twee kom nooit weer by mekaar uit nie. In ander woorde, dit is wat ek verkeerd gedoen het. God verwyder dit, dit stuur dit in twee rigtings in, laat dit nooit weer terug kan kom na hom toe nie. Met ander woorde, as jy Jesus aanvaar en jy glo in wat hy gedoen het, dan beteken dit dat daai sonde, alles wat jy verkeerd gedoen het, het God mee gedeel. Jesus het met dit aan die kruis gedeel. Daai sonde, daai oortredinge is weggevat. Jesaja 1:18 sê byvoorbeeld, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. En dan hou ek van Hebreërs 10 vers 17. Nou as mens hierdie skrif die eerste keer lees dan, en jy bly bietjie stil daaroor, dan laat dit jou maar net dink. Daar staan, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Dis die nuwe verbond van God. Hy dink nie aan jou sonde en jou ongeregtigheid nie. Hoekom nie? Want die prys vir dit is betaal. Dit is soos asof jy iemand vir jou 'n rekening gee, en jy het nou nie die rekening betaal nie. Daai persoon het 'n reg om jou te dagvaar, hy het 'n reg om iets aan jou te doen, omdat jy hom skuld. Maar as daai skuld betaal is, dan is daar 'n stempel op wat sê, betaal ten volle, dan beteken dit dat daar nie meer 'n aanklag teen jou is nie. Dis dieselfde soos byvoorbeeld, as jy iets verkeerd doen, en jy gaan hof toe, dan gaan daar 'n dossier teen jou oopgemaak word. Daar gaan 'n aanklag wees, en daar gaan getuienisse wees, wat sê, wat jy verkeerd gedoen het. Nou, wat so wonderlik is van hierdie evangelie is, toe Jesus gesterf het, toe vat God daai aanklag, daai dossier van ons, hy kap dit teen die kruis vas, en Jesus betaal ten volle vir elke sonde.
met sy eie bloed, totaal en al, ten volle betaal. En as ons nou dink, hoe jy aan jouself dink partykeer, hoeveel van ons voel nog skuldig oor wat ons dalk in die verlede gedoen het, wat jy gesê het, waar God jou uitgehaal het. Nou ek wil jou aanmoedig vandag, as God nie daaraan dink nie, hoekom wil jy daaraan dink? As God jou sonde vergewe het, moenie nou gaan sit en dink oor dit wat gebeur het nie. Onthou, die Bybel is so duidelik, as jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Die Bybel sê dat die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Kolossense 2 vers 14. Ek gaan dit weer 'n keer lees, teken al die derde keer, want dit is so goeie nuus. Julle wat dood was deur die misdade en onbesnyd van julle vlees, het hy saam met hom lewendig gemaak, deurdat hy al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy oortredinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim, en aan die kruis vaste naal. En hoe het hy dit gedoen? Dan gaan hy aan om te sê, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Luister nou wat sê vers 16, laat niemand julle dan oordeel, in spys en drank of betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maand of 'n Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Elkeen van ons het 'n skuldbrief gehad. Daar's nie een wat uitgesonder is nie, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar wat so wonderlik is, soos wat ek nou net gesê het, hierdie skuldbrief is betaal. Dit beteken dat as jy moet verlore gaan, die enigste rede hoekom 'n mens kan verlore gaan, is want jy moet vir iets betaal. Waarvoor moet jy betaal? Vir sonde. Want die loon van die sonde is die dood. So elkeen van ons verdien om te sterf, verdien om dood te gaan, as gevolg van die prys wat sonde vereis. Maar omdat Jesus dit betaal het, is daar niks meer nodig om betaal te word nie. En dit is wat hierdie evangelie so wonderlik maak. As jy glo in Jesus Christus en wat hy gedoen het, dat hy vir jou sonde gesterf het en dat hy die prys vir jou sonde betaal het, dan beteken dit dat die skuldbrief teen jou is weggevat, want hy het dit betaal. So daar is nou niks meer teen jou wat jou kan laat verlore gaan nie. Dis soos om in 'n hof te staan en jy word aangekla en die magistraat vra, waar is die aanklag, en die aanklaer maak sy leer oop en hy sê maar, hier's niks binne-in nie. En daar's 'n groot stempel, die skuldige is gevind en die eis is ten volle betaal. Dan beteken dit dat jy vry is, daar's niks meer wat teen jou gehou kan word nie. En dit is wat die goeie nuus van die evangelie is. In Johannes 19 vers 30, toe Jesus sê, dit is volbring, is die finale kwitansie vir ons sondes uitgeskryf. Efesiërs 2 vers 15 sê, hy het die wet van gebooie tot niet gemaak. En dan sê Romeine 7 vers 4, luister nou mooi, so dan my broeders, is julle ook deur die liggaam van Christus dood vir die wet. Onthou, dit wat die duiwel teen jou doen, of die aanklag teen jou, is nooit fisies nie. Al wat hy doen, is om jou te beskuldig. Hy wil jou laat glo, dat jy nie gered is nie, en dat dit wat Jesus gedoen het, nie goed genoeg is nie. Maar wanneer Jesus hierdie skuldbrief vernietig, is dit uit die hand van die duiwel uitgeruk. In ander woorde, hy kan nou nie meer jou aankla nie. Hy kan nie meer na God toe gaan en sê, maar kyk wat het hierdie persoon en hierdie persoon gedoen nie. Hoekom nie? Want die Bybel is duidelik, daar is nie meer veroordeling vir die wat in Christus is nie.
Johannes 3:18, hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Deur een offer, hierdie is seker vir my een van die mooiste skrifte, Hebreërs 10 vers 14, deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Ons verlossing is nie soos 'n kraan wat jy oopmaak, dan vloei daar genade, en as jy verkeerd is, dan word hy weer toegemaak nie. Die prys vir ons sonde is betaal. 1 Johannes 1 vers 7 sê, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. En 1 Johannes 2 vers 1 en 2 sê, dat Jesus die versoening vir ons sondes is, nie net vir ons nie, maar vir die hele wêreld sin. Ek hou van Romeine 4 vers 7, luister mooi. Salig is hulle, wie se ongeregtighede vergewe is, en wie se sondes bedek is. Onthou, Christus se bloed is nie tydelik nie. Dit is vir ewig. So wat beteken dit vir jou en my? Romeine 8, 38 en 39. Niks kan ons meer skei van die liefde van God nie. Hebreërs 7, 25. Jesus kan volkome red die wat deur hom tot God gaan. Johannes 10, 28 en 29. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Onthou, die evangelie is nie probeer beter word of beter wees, sodat God jou kan aanneem nie. Jesus het betaal, die prys van sonde is ten volle betaal. So om op te som, met Jesus se dood op die kruis, die skuldbrief teen jou is weggevat, dis net so goed as opgeskeer. Jy's vergewe, jy's vry, jy's veilig, en daar is geen rede hoekom jy nou bekommerd kan wees dat jy eendag hel toe sal gaan nie. As jy in Jesus Christus glo, is jy in Christus veilig vir ewig. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die verlossing van Jesus Christus wat ewig is. Dankie dat daar niks meer is wat ons wat in Jesus glo uit u hand kan uitruk nie. Vader, ek bid vir elkeen wat sukkel om hulle self te vergewe, wat sukkel om hierdie waarheid van die goeie nuus te aanvaar, dat u elke persoon se verstand sal kom verhelder, hulle oë sal oopmaak om te kan sien dat hulle seuns en dogters van 'n lewende God en 'n liefdevolle Vader is. Dit bid ek in Jesus se naam. Amen.